Goeiemôre almal, vanoggend is dit Woensdag, dit is die 17de September, die jaar 2025 se lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vanoggend gesels ons bietjie oor moedeloosheid. Hoeveel keer hang 'n ou se arms nie net so slap langs jou sye. Jy's so moedeloos, dinge wil net nie uitwerk nie. Soms het 'n mens maar net nie moed ook om die regte ding te doen nie. En soms raak ons moedeloos sommer net omdat en ons wil niks doen nie. Die groot gevaar is dat 'n mens in jou verhouding ook met die Here moedeloos raak. En jy wil net nie meer aangaan nie, dan lê jy ook nou soos Elia onder die besembos. Die Bybel bevat baie beloftes aan moedelose mense wat te doen het daarmee dat die Here gelowiges herinner dat hy heelpad saam met hulle is en dat hy in beheer is van hulle lewe en ook hulle omstandighede. Nou kom ons gaan lees daarvan Elia in 1 Konings 19 vanaf verse 1. En Agab het aan Jezebel meegedeel alles wat Elia gedoen het, ja alles, hoe hy al die profete met die swaard gedood het. En daarop stuur Jezebel 'n boodskapper na Elia om te sê, mag die gode so doen en so daaraan toedoen, sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel met jou siel maak, soos die siel van die een van hulle. En toe hy dit sien, het hy hom klaargemaak en terwille van sy lewe weggegaan. En toe hy in Berseba in Juda aangekom het, het hy sy dienaar daar laat agterbly. Maar self het hy 'n dagreis ver die woestyn ingegaan en daar onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. Het ons nie ook al so gevoel nie. En hy sê, dit is genoeg, neem my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. En daar gaan hy lê en hy raak onder die besembos aan die slaap en kyk, daar raak 'n engel hom aan en sê vir hom, staan op en eet. Toe hy opkyk, was daar aan sy kop 'n ente broodkoek op warm klippe gebak en 'n kruik water en hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. En die engel van die Here het weer vir 'n tweede maal gekom en hom aangeraak en gesê, staan op en eet, anderste is die pad vir jou te veel. En hy het opgestaan en geëet en gedrink en toe het die krag van die voedsel 40 dae en 40 nagte lank geloop, tot by die berg van God, Horeb. En hy het daar in 'n spelonk gegaan en die nag daar oorgebly en kyk, die woord van die Here het tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? En hy antwoord, ek het geywer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het u verbond verlaat en die altare afgebreek en die profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het en hulle soek my lewe om dit weg te neem. Ons voel partykeer net, die lewe is net vir ons te veel. Die tweede gedeelte kom uit Psalm 9 verse 10 en 11. So is die Here dan 'n rotsvesting vir die verdrukte, 'n rotsvesting in tye van benoudheid. En hulle wat u naam ken sal op u vertrou, omdat u die wat u soek nie verlaat nie, o Here, halleluja, wat 'n wonderlike belofte vir ons. Dan die laaste gedeelte 2 Korintiërs 4 verse 16 tot 18. Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Is dit nie 'n wonderlike belofte vandag vir ons? So kom ons bid saam en ons vra die Here om moedeloosheid van ons af weg te neem. Halleluja. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, soms is die lewe net te veel. Dinge gebeur en miskien breek die kar net aanhoudend, hoe dit ook al mag sy, of dinge gebeur net en 'n mens is so moedeloos, mens is radeloos, jy sit eintlik met jou hande in jou hare en jy dink, waar is die Here? Hoekom help hy my nie uit die omstandighede nie? Maar Here, soos wat ons nou hier gelees het, dat ons ligte verdrukking is vir 'n oomblik, maar dit bewerk oortreffelike ewige gewig vir die heerlikheid. Halleluja, dankie Here dat ons aan hierdie belofte sal vashou vanoggend en nie meer moedeloos sal wees nie, maar sal opkyk en weet, ons verlossing is naby. Halleluja, amen en amen.